Het dit iets met die preek te doen? Nee, niks nie. Maar baie welkom almal wat vanmôre is. Ek wil eers aan Steven dankie sê. Laasweek het hy bedien en ek glo dit baie goed gegaan. Baie dankie vir jou. En dis vir my lekker om weer terug te wees. Jy weet, laasweek as jy so uitbedien, sien jy twee goed. Jy waardeer jou eie gemeente. En nommer 1 en nommer 2 is dis wonderlik om dit 'n mens kan gaan, want 'n gemeente soos hierdie maak dit ook vir my en my vrou dit moontlik gemaak dat ons kan uitbedien. En ek eer die Here vir die gemeente. Maar ek wil vanmôre 'n woord bedien en ek wil praat oor veg, vlug en staan. Maar ek wil veral met jou praat as jou geloof se fondasie vas is. As jou fondasie van jou geloof vas is, dan sal goddelike manifestasies verseker wees. As jou geloof fondasie vas is, en weet jy, ek sit en dink in my eie lewe, ek het groot geword in die kerk, en ek was bevoorreg gewees, dat my ouers die Here gedien het met hulle hele hart. Dit beteken daar was 'n fondasie gelê, wat veroorsaak het, dat my manifestasie in geloof, as ek in 'n krisis kom, dan trek ek altyd terug na my fondasie toe. En as jou geloofsfondasie vas is, dan is goddelike manifestasie verseker. Maar die probleem is, as jou geloofsfondasie nie vas is nie, en jy staan op die woord van die Here nie, dan is jy wankelbaar, en dan is jy soos 'n golf, wat 'n boot heen en weer skud. En ek wil vandag vir jou sê, jy's bevoorreg om in die huis van die Here te kan sit. Jy's bevoorreg, want wat gehoor kom deur die woord van God. Jy dink dalk, dit maak nie 'n verskil nie, maar dit maak 'n verskil. As ek vir enigeen van julle moet vra, laasweek Vrydag 7:00 die aand, wat se aandete het jy geëet? Gaan baie min ouens vir my kan sê, wat se aandete? Miskien jy, miskien, maar meeste ouens sal nie kan sê nie. Maar weet jy, daai ete het gemaak dat jy vandag hier is, hoor. Mis 'n paar van daai etes, en 'n paar etes, dan kom ons gou agter, dat die etes wat ons eet, maak dat ons leef, is dit waar? Maar jy onthou nie al jou etes nie. Nou, soos geloofsfondasie. Geloofsfondasie is prediking en woord en profetiese woord en gebed en tye in die Here en tye in die woord. Dit bring 'n fondasie in jou lewe dat jy later 'n manifestasie kan sien. En God wil vandag vir jou sê, moenie moedeloos raak nie, want hy het 'n plan met jou lewe. Nou, daar was 'n man in die Bybel, 'n jong pastoortjie, 'n baie jong pastoortjie, en sy geestelike pa was Paulus gewees. En Paulus skryf toe vir die jong pastoortjie Timoteus, skryf hy 'n paar briewe, en onder hierdie briewe is daar 'n paar goed wat hy gesê het. Hy het byvoorbeeld in Timoteus 2 vers 22 het hy gesê, vlug van hoerery, of vlug van die begeertes van die jong mens, maar nou onder andere is dit vlug van hoerery. Want meeste jong mense, hulle is nog jonk en jikkerig. Nou die Bybel sê hierso vir hom in Timoteus sê, jy moet van die begeertes van die jonkheid vlug. Maar weet jy, baie keer moet ons nie net van die begeerte van die jonkheid vlug nie. Baie keer moet ons van goed vlug, wat ek en jy weet vir ons 'n struikelblok kan wees. As jy vandag 'n alkoholist was, sê hulle jy was nie 'n alkoholist nie, jy's vir altyd in jou lewe 'n alkoholist. Want sodra jy nie die woord was, dan dink jy het dit oorwin, en dan is jy eintlik op 'n plek dat dit jou weer kan vasvat. Nou wat interessant is as jy nou byvoorbeeld 'n alkoholist is, gaan jy nie by die nuutste bottelstoer Tops werk nie. Jy gaan vir jouself 'n probleem skep, is dit waar? As jy 'n probleem met vrouens gehad het, dan gaan kry jy nie 'n werk langs 'n bordeel nie, met alle respek gesê. Waarom nie? Die rede is, jy gaan jouself nie in die versoeking lei nie, jy gaan vlug. Samson het nie gevlug nie, dit het sy lewe gekos. Josef het gevlug,
En die Here het hom visiepresident van 'n land gemaak. Nou ons moet weet wanneer om te vlug. En die Here sê vir Timoteus, vlug van die begeerlikhede van die jonkheid en jaag geregtigheid na. En die koninkryk van God is geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees. Jaag geregtigheid na. Jy moet dit najaag. Jy moet dit nastreef. En hy sê dit vir die jong pastoortjie. Hy sê ook vir hom, jy moet soms veg. Hy sê vir hom in 1 Timoteus 6:12, sê jy moet veg. Jy moet veg vir jou geloof. Jy moet die goeie geveg van geloof stry. Jy moet die geloof stry met geveg van geloof. En hoor my vandag, iewers in jou lewe gaan daar 'n plek kom wat jy voel die Here hoor jou nie. As jy 'n wedergebore kind van God is, gaan dit op tye voel, Here, ek bid teen 'n dak vas. Dan moet jy stry vir jou geloof. Dan kan jy nie kom en wankel nie. Dan moet jy stry, dan moet daai fondasie van geloof, sal die manifestasie van die deurbraak gee. Amen. Maar jy sien, jy moet dan staan op wat die Here in jou gees gesê het. Jy kan nie dan kom en staan op goed wat jy dink jy sê nie. Jy moet goed staan op wat jy weet God sê. Dit is soos iemand wat rugby speel. As jy 'n paar oefeninge gemis het, gaan jy die game nie geniet nie. Geloof vir my. As jy nie fiks is nie, gaan jy die game nie geniet. Is dit waar? Dis met enigiets in die lewe. Dit beteken ons moet verstaan dat ons moet ons geloofsfondasie vashou. Ons moet stry vir ons geloof. Die derde ding wat ons moet doen is ons moet staan en soms moet jy staan ook. In 1 Timoteus 4:12 sê hy, laat niemand jou jonkheid verag nie, maar dan staan. Hy sê Timoteus, jy moet staan, al val almal om jou, jy staan. Jy staan. En ons leef in 'n wêreld wat baie mense val. Ons leef in 'n wêreld met social media en met al die goed wat in die media gebeur en dan is dit baie keer moeilik want mense, dis asof dit jou wil trek en intrek in die wêreld se begeertes in. Maar weet jy wat sê die Here vir ons? Die Here sê staan. Die Here sê staan, want jy sien, hy het vir Timoteus gesê, jy moet vlug, jy moet vleg en jy moet staan, jy moet vlug van die goed wat jou geloof steel. Jy moet staan vir goed vir geloof, vir die dinge wat jou geloof bou. En dan moet jy veg vir geloof. Jy moet veg vir jou geloof. En weet jy, dis 'n daaglikse geveg. Dis 'n daaglikse geveg. As ons dink om 'n Christen te leef gaan maklik wees op aarde, wil ek vir jou sê, wie ook al het vir jou gesê, hy het vir jou gelieg. Die Bybel sê in Johannes 16:33 sê Jesus, ek het die wêreld oorwin, julle sal die wêreld oorwin. Daar was nooit 'n kaartjie wat gesê het, word Christen en langs dit lekker en maklik nie. Daar's ander goed wat lekker is, maar dis nie lekker nie. Soms om te staan vir die Here is nie altyd lekker nie, maar om die deurbraak te sien, as ons die manifestasie van geloof sien, dis lekker. Dis lekker. En daarom moet ons staan. Nou, daar was 'n man in die Bybel en 'n vrou in Rut 1:2 wat ons lees van 'n man en 'n vrou. En ons lees van Elimelech wat sê en die naam van die man was Elimelech en die naam van sy vrou was Naomi en die naam van sy 2 seuns was Maglon en Giljon, die Efratiete uit Bethlehem, Judea, en hulle het gekom in die veld van Moab en daar gebly. Nou hoor mooi, daar was 'n man met die naam van Elimelech. Elimelech se naam beteken God my koning. Sy vrou se naam is Naomi, aangename, pleasant en aangename, soet smaak. God my koning en soet smaak. Hulle het hierdie wonderlike troue, hulle is lief vir die Here, en God my koning, en haar naam beteken pleasant, aangenaam en soet. Alles gaan net goed. Man, dis eye for a way. Maar daar gebeur iets. Daar gebeur hongersnood, want die woord sê dat hongersnood in Bethlehem gekom. Nou die woord Bethlehem beteken huis van brood. Dit maak nie sin nie. Hoe kan daar hongersnood wees by 'n plek wat beteken huis van brood?
En soms gaan ek en jou lewe, die Here sê 'n ding vir ons, die Here sê Bethlehem, maar presies die teenoorgestelde gebeur. En jy het hongersnood en huis van brood. Die Here sê ek sal jou genees, maar die teenoorgestelde gebeur. Jy verstaan nie. Die Here sê jou kinders sal gered wees, maar jou kinders lyk so goddeloos soos 10. Nou sit jy met hierdie woord van God, Bethlehem, huis van brood, maar jou realiteit is hierdie. Nou dan moet jou geloof standvastig wees, sodat daar 'n manifestasie kan wees. Sodat daar 'n manifestasie kan wees. Nou, Elimelech beteken God my koning. Hulle kom by Bethlehem wat beteken 'n huis van brood. Maar daar's nie brood nie, dis hongersnood. Nou wat interessant is, hy het 2 kinders gehad. Die een se naam was Maglon en die ander een is Chilion. Nou moet jy weet, as jy so lank hongersnood het en niks werk nie, dan en jy depressief raak en jy moedeloos raak en jy bid en dit werk nie, dan kom jy op 'n punt dat jy jou kind se naam Maglon. Nou wie noem vir sy kind Maglon? Hallo Maglon, siek en swakke, dis wat dit beteken. Swakke, sieke een, kom hierso. Ek dink hy het so genoem. Want jy spreek het oor hom. Jy sê dan hy is Maglon, siek en swak. 'n Swakkie, kom hierso. Dink jy wat hulle by die skool van hom gesê? Hey, daar's die swakke, sieke een alweer. En die ander een se naam is Chilion, niks beter nie. Vermorsde lewe, wasted life. Hey, vermorsde lewe, kom hierso. Wie sê vir sy kinders, siek, swak en vermorsde lewe? Dis ek wonderlike 2 seuns. Een mors sy lewe op en die ander is net siek. Ek wil julle net voorstel my seuns. Nou, hoe gebeur dit? Weet jy kan in so gat kom. En as jy in so gat is, dat dit hongersnood is, alles is helder soos modderwater, en jou naam beteken dat die Here is jou koning, God is my koning, en jou vrou se naam beteken dat die aangename een, maar ewe skielik begin niks uitwerk en later word jy al hoe meer moedeloos en al hoe meer depressief. En weet jy wat doen jy dan? Dan neem jy soms 'n besluit in die vlees. En hulle besluit toe, hier is die kos in Bethlehem, huis van brood. Ons gaan Moab toe. Ons vat ons karavaan en ons trek Moab toe. En hier gaan hulle Moab toe. Nie met 'n woord van God nie. Uit frustrasie en irritasie uit. Jy neem nooit 'n besluit uit frustrasie en irritasie. En hier skuif hulle. En vir 10 jaar bly hulle daar, en Maglon en Chilion, hulle trou met twee vrouens. Die een se naam is Rut en die ander een se naam is Orpa. En hier trou hulle. Maar die verskriklikste ding gebeur. Die pa gaan dood en die 2 seuns gaan dood. En hierso word Moab toe nie die plek van deurbraak nie, maar die plek van smart. Want hulle het nie met 'n woord van God gegaan nie. En toe kom Naomi en sy sê, ek is nie meer die pleasant one nie. Ek is nie meer die een wat almal sê, jy het so soet geur wat jy vrylaat nie. Inteendeel, ek gaan nou maar my naam verander na bitter toe. Nou sê ek maar Mara, bitter Mara. En Mara kom terug, en sy sê vir Rut, en sy sê vir Orpa, hoorie, julle kan maar bly, hierso by julle land in Moab, moenie saam met my teruggaan nie, want my God het my verlaat. My God, gaan terug na julle afgode toe. En Rut sê, no way, Osei, ek sal saamgaan, want ek het 'n woord van God. Rut het saamgegaan, en sy het saamgegaan, en weet jy wat die Here toe vir haar Boas gegee, en Boas beteken redder. As ons doen wat die Here sê, sal ons altyd triomfeer, ons sal altyd by die redder uitkom, Jesus Christus. Nou, hulle moes nie gegaan het nie, hulle moes nie gevlug het nie, maar omdat hulle nie 'n woord van God gehad het nie, kon hulle staande bly nie. Hulle fondasie het gewankel, omdat hulle nie 'n woord van God gehad het nie. Nou Habakuk 2 vers 4 sê, die hoogmoediges vertrou net op hulle self, maar die regverdige sal leef deur die geloof. 'n hoogmoedige persoon, hoor mooi, 'n hoogmoedige persoon gaan 'n besluit neem
en dan moet die Here by jou besluit aansluit. Dit is presies wat hulle gedoen het. Hulle het gekyk na hulle situasie, daar's nie brood in die huis van brood nie, en hulle het gekyk en sê, wel, ons moet 'n plan maak, nou gaan ons sonder 'n woord van die Here, dis hoogmoedig. Om iets te doen wat die Here nie sê nie, is hoogmoedig, want dan plaas jy jou besluit groter as God se besluit. En dit het vir hulle skade gebring. Die regverdige sal leef deur die geloof, al beteken dit jy bly by die huis van brood en daar's nie brood nie. Al beteken dit jy's in 'n plek van ongemak, God se woord is groter as jou gemaksone. Hoor mooi die woord van die Here. God se woord is groter as jou gemaksone. As Romeine 1:17 sê ook die regverdige sal leef deur die geloof. Galasiërs 3:18 sê die regverdige, 3:10 sal leef deur die geloof. Ook Habakuk 10:38, Hebreërs 10:38 sê die regverdige sal leef deur die geloof. Weet jy, geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons nie kan sien nie. Somtyds sê jou realiteit om jou, dit skree, dit werk nie. Wie was al daar? Jou realiteit skree, jy's nou so dom soos 'n brood. Maar jou gees sê, ek weet ek's in die wil van die Here. Ek weet niks maak sin nie, maar ek weet die Here sê. Dan doen jy wat die Here sê. Dan doen jy wat God se woord sê. Nou, die Bybel's baie duidelik, jy moenie vlug as jy moet staan nie. Maar as die Here sê jy moet vlug, vat jou goed en trek verreg. En dis presies wat gebeur het met Abraham. Abraham het in Genesis 12 vers 1 sê die Here gaan uit jou volk en uit jou land na die plek wat ek jou toe sal stuur. En vers 10 sê hy, en daar was hongersnood in die land, sodat Abraham na Egipte afgetrek het om daar as vreemdeling te vertoef, want die hongersnood was swaar in die land. Maar omdat hy in vers 1 'n woord van God gehad het, het die Here hom gehelp deur die hongersnood in vers 10. Maar omdat Rut en Naomi hulle en Elimelech nie 'n woord van God gehad het nie, het hulle geen fondasie gehad om op te staan toe die hongersnood kom en hulle vlug na Moab toe. Nou hoor mooi wat ek sê, as jy 'n woord van God het, kan jy gaan selfs in die moeilikste situasies en God sal vir jou deurdra. Reinhard Bonke het gesê, ek is eerder saam met God in die woestyn as ek sonder hom is in die paradys. Ek is eerder saam met hom in die woestyn met 'n woord van God as wat ek op my eie self hoogmoedig op myself is en dink ek gaan dit self maak. Ek gaan nie Frank Sinatra se liedjie sing, I did it my way nie. Ek gaan dit nie sing nie. Ek het God nodig. Jy het God nodig. En as die Here sê jy moet vlug, dan vlug jy. Nie almal wat immigreer, moet immigreer nie. En nie almal wat bly, moet bly nie. As jy 'n woord van God het, moet jy gaan. Jy moet Pickfords en Stadfords en almal bel. En jy moet gaan. Maar as jy moet jy bly. Die probleem is, ons kry nie altyd, ons hoor nie wat die Here sê nie. Partykeer skree ons omstandighede harder as wat God sê. En dis wat die skade kom. En as die Here sê jy moet jy vlug, want dan sal hy jou beskerm, soos hy Abraham beskerm het in Egipte. En Abraham se seun het ook hongersnood gehad. In Genesis 26 vers 2. Vers 1 sê hy, daar was hongersnood ook in die land gewees. Vers 2 sê hy, en die Here het aan hom verskyn en gesê, moenie aftrek na Egipte nie. Vir Abraham sê hy, jy kan maar gaan. Vir Isak sê hy, jy gaan bly, jy gaan nie gly. Jy kan nie gly nie, jy moet bly. En hoor wat sê die woord van die Here, woon in die land, wat ek jou sal aanwys, vertoef as 'n vreemdeling in hierdie land, en ek sal met jou wees en jou seun, want aan jou en jou nageslag sal ek al hierdie land gee. Ek sal die eed bevestig wat ek vir jou vader Abraham gesweer het. Maar wat moes gebeur? Hy moes bly.
Die situasie is dieselfde, die reaksie is anders. Abraham moes gaan na Egipte, maar Isak moes bly. Maar hy het gebly omdat hy 'n woord van God gehad het. As jy 'n woord van God het, as die Here sê bly, sal jy 100voudig vrug dra. Gaan kyk, gaan lees daai gedeelte verder. Hy het 100voudig vrug gedra in die midde van 'n plek waar dit eintlik 'n hongersnood was. Nou dan kan jy aardappels in droë grond plant. Vra vir hom Angus. Want jy sien, hy het 'n woord gehad. Hy het gewoord gehad, net so, hierso het Isak 'n woord gehad van die Here. Sy fondasie was vas, daarom was die manifestasie verseker. Sy fondasie was vas, daarom was die manifestasie definitief. Die derde punt, hy moes gestaan het. Hy kon nie gevlug het nie, hy moes gestaan het. En partykeer moet jy veg. Kyk, party mense, jy kyk net van hom, wil hy fight. Party ons soek 'n fight. Het julle daai ouens op skool ontmoet? Die kom soek, sê, kyk, wat kyk jy? Wie daai ouens ontmoet al? Wat kyk jy? Sê ek nee, kyk maar net of jou skoene skoon is. Jy kry sulke ouens, hulle wil altyd fight. Maar soms moet ons fight. Ons moet veg vir ons geloof. En as ons gaan kyk in 2 Samuel 23 vers 11 sê, en dit is een van Dawid se helde. En naam was Samma, die seun van Agi, die Harariet. Toe die Filistyne by Lehi by mekaar kom, waar 'n stuk land was vol lensies. Was al lensieland. En dan sê, en die volk vir die Filistyne gevlug het. Die Filistyne kom en hierso kom hulle by 'n lensieland. Nou ek wil vandag, ek weet nie wat kan jy met lensies doen. Sop maak. Dis omtrent dit. Ek weet nie of dit sy som totaal is van. Maar ek weet wat kan ek met mielies doen. Ek kan brood maak, ek kan baie goed met mielies doen. Ek sal nie dink lensies het waarde so baie nie. Dis nie die beste produk wat jy voorveg nie. Ek sou die lensieland gelos en sê, man, dis lensies. Ons kry plant nog 'n lensieland. Wat gaan ons nou worry? En almal vlug. Maar weet jy wat? Dit is God se lensieland. En jy los nie God se lensieland nie. Al is dit vir jou nie waardevol nie, dis vir God waardevol. Nou hoor wat sê die woord. Die woord van die Here sê en Samma en het hy hom opgestel in die middel van die stuk land. Hier gaan staan die man, een man in die middel van 'n lensieland met God. In 'n stuk land en dit afgeneem en die Filistyne verslaan sodat die Here 'n groot oorwinning bewerk het. Nie Samma nie, die Here het 'n groot oorwinning deur Samma bewerk. Hier staan hy in die middel van die land en hy veg vir 'n land, lensieland. Dit klink iets soos Dawid, toe hy voor Goliat staan, toe sê hy vir jou onbesnede ou Filistyntjie, jy kom met my met swaard en skild, maar ek kom met jou in die naam van die Here. In die naam van die Here. En dit is asof Samma dieselfde wil sê, so, ek sal in 'n lensieland staan, want dit is God se land. En hy het geveg. En God het saam geveg. Somtyds moet ons veg. Somtyds met 'n woord van God moet jy veg. En dan kos dit jou 'n prys, dan moet jy veg. Ons kan nie net toelaat. Hier staan nie op my kop geskryf. Hier's nie 'n maatjie wat hier gesê het, welkom, trap op my. Ek het ook nie op een van julle voorkoppe gesien 'n maatjie wat sê welkom. Ek het dit nie gesien nie, maar somtyds moet jy veg vir wat God voor sal veg. Ek wil jy sê, daar's 'n paar goed wat ek voor sal veg. Ek sal veg vir die woord van God. Maar ek sal ook veg vir my familie. As man, ons het nou Vaderdag, maar pa wat hy veg vir sy familie is 'n lafaard. En jy moet veg vir jou familie, want dit is kosbaar. Maar jy moet ook veg vir jou geloof, stry vir jou geloof, sê die woord. En somtyds gaan die duiwel alles doen om jou geloof te steel, om jou fondasie te steel, om jou moedeloos te kry, om jou te kry by 'n plek dat jy voel ek is nie die moeite werd nie, God hoor my nie meer nie. Hy wil jou by een plek kry, hy wil jou by Mara kry. Hy wil jou kry dat jy moet bitter raak. Want as jy bitter teenoor God raak, dan verloon jy nie net God nie, jy verloon ook jou geloof in jouself. Ek het 'n sê ding,
Jy kan alles in die lewe verloor. Alles, hoor my, alles. En jy kan God behou. En jy sal alles terugkry. Jy kan alles in die lewe verloor en God verloor. En jy gaan alles verloor. Moenie die Here los nie, al is dit die laaste ding wat jy aan vashou. Hou God vas. Hou aan sy woord. En moet hom nie los nie. Maar die duiwel wil hê, ons moet hom los. En ons moet ons kinders siek noem. En ons moet ons kinders, noem, hulle swerf maar net rond, hulle het geen doel nie. Nou, dit wat die duiwel, hy wil ons toekoms wegneem. Hy wil ons lewe wegneem. En hy wil ons effektiwiteit in die koninkryk van God wegneem. Nou sê vir die ou langs jou, ek gaan staan in geloof. Nou ek wil afsluit met Spreuke 23:7. Want soos hy in sy siel bereken, soos jy in jou siel bereken, so is hy. Eet en drink, sê hy vir jou, maar sy hart is nie met jou nie. Soos jy in jou siel bereken, soos is jy. As jy in jou siel sê, jy gaan dit nie maak nie, dan gaan jy dit nie maak nie. As jy in jou siel sê, ek kan hierdie ou nie oorwin nie, nou ek het nie baie my lewe geveg nie, maar die eerste ding, as jy fight, moet jy weet om jy gaan wen hoor. Jy moet daarom in jouself glo. Dit kom Driekus, sal vir jou sê, hy sal sê, hulle weet nie, wat? Ons weet nie. Hy glo in homself. Maar jy moet ten minste weet dit. Jy moet ten minste in jou siel bereken, hierdie geveg gaan ek wen. Anders te veg jy so, sê is jy reg, kom stel tot 3, hardloop jy. Jy veg nie as jy nie weet jy gaan wen nie. Is dit waar? Maar kies jou fights hoor. Ek vlug vir hoerery hoor. Job 31:1 sê ek het met my oë 'n verbond gesluit dat ek nie op 'n verkeerde manier na 'n vrou gaan kyk nie. Ek gaan staan nie en koop 'n boek wat sê skoop en sê dankie Here ek het hom oorwin nie. Ek koop nie daai boeke nie. Ek vlug van dit. Amen. En al die mans moes nou amen gesê het. Maar weet jy wat? Daar's sekere goed wat jy net moet van vlug. You don't take chances. Jy vlug. Maar dan moet jy staan. Daar's sekere plekke wat jy moet staan in geloof en sê sorry, dis wat die woord van die Here sê, ek gaan nie skuif nie. Ek gaan nie skuif nie. Jy moet amper soos Martin Luther sê, toe hy daai artikels gaan vaslaan, toe sê hy, hier staan ek en niks sal my van hier af beweeg nie. Somtyds moet jy staan. En die laaste een moet jy somtyds ook, maar moet jy maar op 'n plek kom dat jy moet vlug en staan en veg. Jy moet al drie doen. Jy moet vlug, staan en veg. Die vraag is, wanneer moet jy wat doen? En wanneer moet jy die een doen, dis wat sê die Here. 'n woord van God gaan sê wanneer jy moet veg, 'n woord van God gaan sê wanneer jy moet vlug, en 'n woord van God gaan sê wanneer jy moet staan. En weet jy wat, ek het geleer, as een plek wat ek nie eens 'n woord van God nodig het, ek veg nie met my vrou nie. Smaklik. Dis 'n grapie julle, dis 'n grapie. Maar hoor mooi wat ek vir jou sê. As jy 'n woord van God het, sal jy oorwin. Amen. Ek wil afsluit met as jou fondasie vas is. As jy 'n woord van God het, geloof kom deur die gehoor, deur die woord van God. As jou fondasie vas is, sal jou goddelike manifestasie versekerd wees. Daai situasie wat jy 'n deurbraak voorvertrek, kry 'n woord van God. Gaan vas as jy moet. Maar kry 'n woord, dan is jou fondasie vas. En al sê die woord, dis heeltemal teen wat jy wil doen. Ek het gesien in die woord, as ek gaan kyk net in Handelinge 10, toe kom die Here en hy verskyn aan Petrus in 'n doek, en hy sê aan die doek, sê eet hierdie onrein diere, eet man, eet. Hy sê, Here, ek het nog nooit 'n onrein dier geëet. Ek het nog nooit paras geëet nie. Ek het nog nooit slange geëet of donkies nie. Maar die Here sê vir hom, eet. In die droom, of in die visioen, sê die Here dit vir hom. En toe hy die visioen klaar gehad, toe sê die Here, gaan bedien vir Kornelius.
hy's 'n heiden. En hierdie visioen het vir hom gesê, jy kan nie Jode gaan bedien, die heidene. En hy het gesê, eet, maar dit is eintlik om te sê, gaan bedien daai mense. 'n Woord van God. En met hierdie woord van God kom hy by Kornelius se huis aan. En toe hy vir Kornelius bid, toe vul die Here Kornelius in sy hele huis met die Heilige Gees. It was driven by a word of God. Het jy 'n woord van God, dan kan jy staan. Al kom daar 'n magdom teen jou, dan kan jy staan. As die woord sê veg, dan veg jy. As die woord sê vlug, dan vlug jy. As die woord sê staan, dan staan jy. Maar as jy nie 'n woord het nie, wil ek vir jou sê, moenie beweeg nie. Moenie beweeg totdat jy 'n woord van God het nie. Amen. Amen. Kom ons bid saam. Terwyl ons oë gesluit is, as jy vanmôre hier so is, en jy sê, Shaal, ek het nou 'n situasie in my lewe, ek weet nie of ek moet veg, vlug of staan nie. Ek weet nie of ek moet weghardloop nie. Ek weet nie of ek moet staan nie, ek weet nie, dit is so 'n moeilike situasie, dat ek het 'n woord van God nodig, uit die troonkamer van God uit. Maar dit is so lewensveranderende besluit, dat jy kan nie hierdie besluit neem uit jou emosie nie. Dan gaan jy in Moab opeindig. Jy gaan in Moab opeindig, net soos Naomi hulle in Moab opgeëindig en alles verloor het. Jy kan nie in die vlees 'n besluit neem. Jy het 'n woord van God nodig. Jy het nodig om te hoor, om te veg, te vlug of te staan. En as jy vanmôre so besluit het wat jy moet neem oor jou toekoms, en jy weet die Here praat vanmôre met jou, wil ek jou vra dat jy net vinnig sal opstaan en ek wil saam met jou gebed bid. Staan net vinnig op. Ek gaan nie eers vorentoe nooi nie. Ek wil net hê jy moet vinnig opstaan. En ek gaan 'n gebed saam met jou bid. En terwyl jy net staan en herken, is my gebed dat die Here met jou gaan praat. Dat 'n visioen of 'n droom of 'n skrif of 'n persoon of op 'n bonatuurlike manier net met jou sal praat en dat jy sal duidelik weet dis die woord van die Here. Oh Lord, in the name of Jesus. Ek bid nou Here dat U met 'n woord van God duidelik sal praat met die mense wat staan. Here, dat dit so duidelik sal deurbreek soos daglik. Dat hulle sal kan sê, ek weet net een ding, die Here het gepraat. Ek weet die Here het gesê en niemand gaan my kan skuif nie, want die Here het gepraat. As dit is om te vlug, dan wys hulle moet vlug. As dit is om te staan, dan wys hulle om te staan. As dit is om te veg, dan wys hulle om te veg, Here. Here, ek bid dit in hierdie oomblik. Ek bid vir die wat staan, dat die bonatuurlik vir hulle openbaring sal gee. Dat die bonatuurlik vir hulle vrede sal gee. Want al is die besluit hoe moeilik, sal daar vrede in die besluit wees. En ek dank U nou daarvoor, Vader, in die naam van Jesus. Amen. Jy kan die sitplek neem. Terwyl ek gebid het vanmôre, sien ek iets van julle wat hier staan of sit. En die Here sê, jy het gevoel, die trein het by jou verbygegaan en jy het nie opgeklim nie. En jy weet nie of al weer 'n trein gaan kom nie. En die Here sê vir my duidelik, terwyl ek gebid het, is my genade is vir jou genoeg. My genade is genoeg en die Here sê dat hy sal vir jou weer 'n deur oopmaak. Vergewe jouself as jy 'n fout gemaak het. Vergewe jouself en vra vergifnis by die Here. Maar die Here sê my genade is vir jou genoeg. God will give mercy and grace. Mercy is wat die Here vir my en jou gee as ons fout gemaak het, kom hy en hy begenadig ons. He give mercy vir die wat foute gemaak het. En as jy sê, Here vergewe my, dan is hy getrou en regverdig om jou van alles te vergewe en hy gee jou mercy. Maar genade is dit wat jy nie verdien nie. Grace is dit wat ons nie verdien nie, is onverdiende guns. Die Here gee vir jou genade, grace and mercy at the same time.
as jy dit net bely, sê Here, jammer, then mercy and grace will come, and God will do a new thing in your life. Amen. Amen. Prys die Here. Amen. Sê net vir die, as jy getroud is, ek gaan nie van jou weghardloop nie. Nee, jy mag dit nie doen nie. Ja, amen. Dis Vadersdag. Ek so opgewonde die mans gaan kos maak vanmiddag, en skorrelgoed was, en wasgoed was. Amen. Dis Vadersdag. Amen. Ek wil vra, ons gaan afsluit met gebed. Baie dankie dat u vandag hier was. Ek wil u eintlik uitnooi om volgende Sondag die 10:00 diens, nooi mense. My gebed is dat die 10:00 diens so vol gaan wees soos die 8:00 diens. En dat hierdie plek vol gaan wees. En die realiteit dan is, ons sal nooit weer in die geskiedenis van hierdie gemeente een diens in hierdie gemeente kan hê nie, want ons sal te veel mense wees. Ons gaan 'n ander gebou moet hê. 'n Ander gebou. Amen. En by 'n ander gebou sal dit kan, maar nie hierdie gebou dan. En dis my gebed, dat die Here die plek vol maak tot eer van hom. Amen. En kom ons staan op en ons bid die gebed saam. Ons wend onsself na die noorde, die ooste, die suide en die weste. Ons verklaar dat 40 gesinne maandeliks by Brandpunt gemeente gevoeg sal word. Ons doen dit doelbewus en ons weet waarom ons dit doen. Want alle mag en gesag is aan ons gegee in Jesus naam. Ons spreek teen die owerhede, die magte en die bose geeste in die lig. Laat los die gesinne wat by Brandpunt gemeente gevoeg moet word. En ons dank U nou vir die arbeiders en die oes in die naam van Jesus. Amen. 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 Vader, ek wil ook nou kom en die seën oor elkeen uitspreek, Here. Ek wil die seën oor hulle uitspreek dat elkeen sal regte besluite neem, Here. Dat hulle sal veg van hulle moet veg, vlug van hulle moet vlug en staan van hulle moet staan. En sodat hulle 'n woord van God sal kry wat sê wat ek moet doen. En dat hulle niks anders sal doen as die woord van die Here in hulle lewe nie. En ek verklaar dit oor elkeen wat hier is, Vader. Nou, in die naam van Jesus. Amen. Amen. Baie geseënde middag vir u en mag jy lekker is. Baie dankie.